Geliefdes, goeiemôre. Ek weet ek het dit al gesê, maar kom ek sê dit weer. Ek kies spesifiek die noemnaam geliefdes. Nie omdat ek ou skool wil wees nie, maar omdat dit is wie ons is, né? Ons is die bevoorregte mense wat geliefdes genoem kan word. Omdat ons kinders van God is en omdat hy 'n liefdevolle Vader is. So ek groet jou op daai manier volgens, sommer as 'n bevestiging van jou identiteit. Lekker om by julle te wees vanoggend. 'n Vakansiediens is altyd baie exciting, almal is 'n bietjie rustiger en met die son wat nou vroeër opkom en die diens wat later is, voel hierdie bietjie soos 'n lunchtyd ervaring, né? Ek weet nie of dit vir julle ook so is nie. Maar toe ek uit my kar uitklim hier buite, toe ek sê, hoe laat is dit? Die son is so helder." Maar dit is actually nou eers 9:00. Goed om by julle te wees vir 'n tyd van aanbidding en woord vanoggend. Ons het die voorreg om kinders ook te doop en ek sal nou 'n bietjie sê hoekom ek dit as 'n voorreg beskou vanoggend en ek vertrou regtig dat ons tyd saam vanoggend vir jou betekenisvol gaan wees en dat jy iets van die Here se teenwoordigheid ook sal ervaar en nie onveranderd hier uitstap nie. Ons gaan vanoggend begin met ons familienuus. Julle weet hoekom is familienuus vir ons belangrik, want ons moet weet wat in 'n familie aangaan. Dan die laaste ding wat ek wil sê is, ons begin vandag met Oktober maand as 'n maand van dankbaarheid. En soos die maand aanstap, gaan ons meer sê oor hoekom dankbaarheid 'n baie belangrike ding is in ons geloofsfamilie en ook waarom dankbaarheid 'n baie belangrike posisie is vir ons as gelowiges. En ek en jy weet baie goed, as ons net vir 'n oomblik stil raak en ons gedagtes net 'n bietjie deur ons koppe laat syfer, skiet daar ewe skielik honderde goeters op waarvoor ons kan dankbaar wees. Ek sal aan die einde van die diens, nadat ons bietjie deur Hebreërs gewerk het, weer 'n oomblik van stilte gee rondom dankbaarheid. Maar weet dit, welkom by 'n maand van dankbaarheid. Dankbaarheid vir God se verlossing in ons lewens, dankbaarheid vir Jesus se genade, dankbaarheid vir die feit dat ons soveel vervulling kan ervaar en vreugde kan hê en vrede kan hê. Sien julle hoe pop die honderde goeters in my kop op en dit kan so wees vir jou vanoggend en die res van hierdie maand ook. So dit gaan 'n baie spesifieke fokus vir ons wees. Ons is bymekaar vanoggend om vir Jesus te aanbid en om aandagtig te luister wat dit is wat hy vir ons wil sê. So om onsself net te fokus op hom, kan julle sittend bly en kom ons sing hierdie lied saam. Prentjies wat ons van Jesus het in die Bybel is 'n prentjie wat in Openbaring 1 voorkom. Nou dis baie bekend vir my en jou dat Jesus 'n mens was, net soos ek en jy, wat van vleis gemaak is en wat hier op aarde rondgewandel het, wat baie genadig was met mense en baie liefdevol was met mense en aandag gegee het aan mense en intentioneel hier gereis het. En dis 'n belangrike prentjie om van Jesus te hê. Ek dink net ons moet ook die prentjie van die opgestane Here en hoe hy nou lyk waar hy sit aan die regterhand van God, ook in ons koppe hou, wanneer ons in aanbidding voor hom is. Ek wil graag hierdie stukkie uit Openbaring 1 vir ons lees. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. Dis Johannes aan die woord. En toe ek omgedraai het, ek skewe goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Dit sê iets van sy koningskap. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam, wit hare, ouderdom, wysheid, en hierdie oë wat brand en deur enige iets kan sien en kan deurboor. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. Voete wat standvastig is, en 'n stem wat jy nie kan mis nie, wat hard genoeg praat dat hy gesag afdwing. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante,
het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Geliefdes, ek groet vir jou vanoggend in die naam van hierdie Here Jesus Christus, wat ook God is, en dit is God drie-enig. Daar is vanoggend vir jou genade, onvoorwaardelik en onbeperk beskikbaar, en vrede. 'n Vrede wat nie wetenskaplik verklaar kan word nie, en alle verstand te bowe gaan. Amen. Kom ons staan, en dan loof ons vanoggend hierdie Here saam. Yes, my Christ, come in my throne.